Goeiemôre. Vandag lees ons Matteus 8. En baie dankie dat jy saam met ons uit God se woord lees om te hoor wat die Here Jesus vir ons wil vertel. Vandag sal ons 'n paar wonderwerke hoor. En ons begin sommer met vers 1. Die genesing van 'n melaatse, né? Vers 1. Jesus het afgekom van die berg af. En 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n Melaatse man kom kniel toe voor hom en sê: Here, as U wil, kan U my gesond maak. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: Ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom: Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense 'n bewys wees dat jy rein geword het. En nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom, Jesus, hulp kom vra en gesê: Here, my slaaf lê by die huis verlam en hy verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom: Ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak kom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. En dit is wat ek geloof. Ja, vers 9. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan en ek het soldate onder my. Vir die een sê ek gaan daarheen en hy gaan, en vir 'n ander kom en hy kom, en vir my slaaf doen dit en hy doen dit. Vers 10. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor en hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het: Dit verseker ek Jesus julle. Ek het nog nooit by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Nou ja, hier's 'n paar belangrike punte wat ons hierso wil uitwys uit die eerste 10 verse. En die eerste een is Jesus se medelee. Jesus toon geweldige medelee oor mense met geloof, né? Teenoor die uitgeworpenes, en hy demonstreer sy bereidwilligheid om met diegene in nood te skakel. En dan het Jesus mos die gesag oor siekte. Ja, Jesus se aanraking en woorde toon sy gesag oor siekte en kwale. En Jesus kyk na geloof en nederigheid. Die melaatse se nederigheid en geloof het Jesus se krag. Dit is baie inspirerend en sy vertroue word beloon. Die storie gaan voort met 'n Romeinse hoofman oor 100 wat gesê het: Sê net 'n woord en my dienaar sal genees word. Dit is geloof. Jesus is verbaas oor die hoofman se geloof en hy genees die dienaar op 'n afstand. En verder sê Jesus in vers 11: Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Vers 12. Waar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Vers 13, Jesus sê toe vir die offisier: Gaan terug, en wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Wat sê Jesus vir ons hier in vers 11 en dit tot 13? En waaroor gaan dit? Wel, dit wat Jesus sê, wys ons. Hy praat van die insluiting van die nie-Jode in die geleesde stuk. Jesus beklemtoon dat mense van oor die hele wêreld, oos en wes, by God se koninkryk sal aansluit. Nie net die van Israel nie, maar ook baie Jode. Uitsluiting van die ongelowiges, vers 13. Ja, ek wonder of ons dit raak gesien het. Dit sê dat diegene wat verwag het om deel te wees van God se koninkryk, die seuns van die koninkryk, maar nie God se wil gevolg het nie, sal uitgesluit word. En dis 'n baie skerp waarskuwing, want Jesus beklemtoon die belangrikheid van 'n lewe van geloof en gehoorsaamheid, eerder
as om net op erfenis of verwagting staat te maak om in die hemel te kom. En dis mense soos ons in hoofstuk 7 gehoor het, wat op Hebreëweg wandel op pad hel toe. Vir hulle is daar nie 'n tweede kans nie. Kontekstueel reageer Jesus op die hoofman oor 100 se geloof. En hy konstateer dit met die gebrek aan geloof van baie Israeliete en baie Christene vandag. Ja, en dan hoor ons vanaf vers 14 die genesing van Petrus se skoonmoeder. Vers 14, toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus se skoonmoeder siek lê met 'n hoë koors. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat. Sy het opgestaan en hom bedien. En toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van bose geeste was, vir hom Jesus gebring. Hy, die Here Jesus, het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. Vers 17, so is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siekes het hy gedra. En dan vanaf vers 18, dan kyk ons hoe Jesus gevolg moet word. Vers 18, toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. 'n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom, Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan. Jesus sê vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Iemand anders, een van Jesus se disippels, sê vir hom, Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe. Maar Jesus antwoord hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. En toe kom die storm, die storm op die see. Ja, en Jesus maak die storm stil vanaf vers 23. Toe Jesus uit die skei klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het, maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle so bang, julle klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het stil geword. En die mense het hulle verwonder en gesê, watter soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? En dan vanaf vers 28, die genesing van die besetenis in Gadara, Vers 28, toe Jesus aan die oorkant in die land van die Gadareners kom, het 2 mense wat in die mag van bose geeste was, hom van die grafte af tegemoet gekom. Hulle was baie gevaarlik, sodat niemand dit langs daardie pad kon waag nie. Skielik het hulle begin skreeu, wat het u met ons te doen, seun van God? Het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? Hoor jy dit? Om ons voor die tyd te pynig. Hulle het goed geweet waartoe hulle op pad is. Vers 30, 'n hele eind van hulle af het 'n groot trop varke geloop. Die bose geeste het hom gesoebat. As jy ons uitdryf, stuur ons tog in die trop varke in. Gaan, het hy vir hulle gesê. Jesus het nie 'n show opgesit soos ons so baie vandag sien nie. Hy het nie mense laat omval nie. Hy dryf die bose gees net uit met een woord. Gaan, het hy vir hulle gesê. Hulle is toe uit die mense uit en het in die varke ingevaar. Die hele trop het met eens op loop gesit teen die hang af, die see in, en het in die water versuip. Die wagters het weggehardloop dorp toe en alles daar gaan vertel. Ook wat met die besetenis gebeur het. Vers 34, die hele dorp het Jesus tegemoet gegaan. En toe hulle hom Jesus sien, het hulle hom ernstig versoek om hulle gebied te verlaat. Ja, wat kan ons sê, Ons sluit af. Al hierdie wonderwerke toon Jesus se mag oor siekte,
sy mag oor die natuur en sy mag oor die geestelike riekelm. Ja, dit lyk asof die plaaslike inwoners meer bekommerd was oor hulle varke en die ekonomiese impak as die mense se welstand. Hulle prioritiseer materiële rykdom, varke, bo geestelike bevryding van die demoon besete mans. Kan jy dit oor vertel? Jesus met sy mag oor demone, dit was 'n bietjie te veel vir hulle gewees. Jesus het genesing gebring, maar hulle het op die verlore varke gefokus. En hierdie reaksie beklemtoon die menslike neiging om aardse bekommernisse bo geestelike groei te prioritiseer. En dit sien ons elke dag. En Jesus self het dit in hoofstuk 6 en 7 ook gesê. Ek sê, dankie vir die saamlees vandag. Mag ons God en Vader julle ryklik seën. Amen.